Ek kan hoor my heiland roep my, ek kan hoor my heiland roep my, ek kan hoor my heiland roep my, nie my kruis op my naam. Waar hy lei, daar sal ek mee gaan, waar hy lei, daar sal ek mee gaan, waar hy lei, daar sal ek mee gaan, gaan ek met hom, tot die einde. Op my pelgrimsreis op aarde, op my pelgrimsreis op aarde, op my pelgrimsreis op aarde, gaan hy met my, tot die einde. Waar hy lei, daar sal ek mee gaan, waar hy lei, daar sal ek mee gaan, waar hy lei, daar sal ek mee gaan, gaan ek met hom, tot die einde. Goeiemiddag, familie en vriende. Ja, dit is nooit 'n lekker dag as 'n mens afskeid neem van iemand nie. En ek wil net hê ons moet net vir 'n oombliekie stil word, mooi dink aan Tannie Kate, julle mooi gedagtes wat julle van haar het, en net vir die Here dankie sê vir die oomblik wat ons het. Hemelse Vader, baie dankie dat ons hier in U naam, die almagtige God en Vader van ons Here Jesus Christus bymekaar kan wees, en dat ons U as Vader, Seun en Heilige Gees kan aanbid. Dankie vir die lewe van Tannie Kate en dat ons dit hier vandag kan vier, dat sy vir ewig by U is. Kom seën ons in ons samesyn, vertroos ons met U liefde, met die hoop wat daar in Christus se opstanding is, en dan ook dat U vrede in ons harte en ons gedagtes sal wees. Dit vra ons in Jesus se naam. Amen. En as julle wonder waarom ek en die vriendie, is alles Trudy se skuld, hoor, nie worry nie. 43 jaar gelede, net na einde Januarie, net na middernag, kry ek hierdie oproep van 'n ene oom Piet Baaiskou. En hy sê, Willie, ons het jou beroep, jy moet beroep aanneem, hoor jy? En dis hoe my verhouding met oom Piet Baaiskou en Tannie Kate 43 jaar gelede begin het. Ek was net vir 5,5 maande in die gemeente, maar hulle het so diep in my hart gekry, en ek het net in Verlen ook gesê, dit was vir my die moeilikste besluit om daar uit die bediening te tree, en 'n ander pad te begin loop, maar ek het die kontak behou. Nou wanneer iemand vir jou sê, en dit is wat Tannie Kate vir Trudy gesê het, ek wil 'n sekere teks hê, 'n sekere skrifgedeelte hê, wat by my begrafnis gebruik moet word. En dit was 3 weke terug. Dan wil daai persoon vir my 1 of 2 dinge sê. Die een is, hoe belangrik daai skrifgedeelte was in haar persoonlike verhouding met die Here, en wat dit vir haar beteken het, en dat sy wil hê ons moet dit vandag net hoor. Die ander kant is ook so, dat sy dalk net wil sê, ek wil vir 'n laaste keer vir julle iets gee, uit die woord van die Here, wat ek wil hê julle moet saamneem op julle pad vorentoe. En ek glo dit is ook wat Tannie Kate in haar gedagtes gehad het. So wanneer ek Jesaja 43 lees, nou ek gaan 21 versies daarvan lees. Ek gaan nou nie alles lees, maar ek gaan al 21 lees. Want daar staan sulke mooi gedagtes hierin. Rakende aan die een kant, haar verhouding met die Here, wat sy vir julle wil sê, onthou, ek het daai sekerheid gehad, of ek het daai sekerheid, en aan die tweede kant is,
dat sy iets wil oordra aan jou en my. Dis hoekom ek het hom al 'n paar keer vandag gelees en ek het onder andere dit net nou by 'n aftrek ook deels gedeel. Die tema van Jesaja 43, jy is myne. Luister, so sê die Here wat jou geskep het, Jakob, en jy kan eintlik maar jou eie naam daar sit. Wat jou gevorm het, Israel. Moenie bang wees nie, ek verlos jou. Ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. As jy deur die water moet gaan, is ek by jou. Deur riviere, hulle sal jou nie wegspoel nie. As jy deur vuur moet gaan, sal dit jou nie skroei nie. Die vlamme sal jou nie brand nie, want ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou redder. Ek gee Egipte as losprys vir jou, Kus en Seba in jou plek, omdat jy vir my kosbaar is, omdat ek jou hoog ag en jou lief het, gee ek mense in jou plek, volke in ruil vir jou lewe. Moenie bang wees nie, ek is by jou. Ek bring jou kinders van die ooste af, ek maak hulle bymekaar van die weste af. Ek sê vir die noorde, gee, vir die suide, moet hulle nie terughou nie. Bring my seuns van ver af, my dogters van die uithoeke van die aarde af. Elkeen wat na my naam genoem word, elkeen wat ek geskep het tot my eer, wat ek gevorm het, wat ek gemaak het, laat my volk hierheen kom. Die volk wat blind is, al het hulle oë, wat doof is, al het hulle ore. Laat al die nasies bymekaar kom, al die volke moet teenwoordig wees. Watter afgod kan hierdie dinge so aankondig? Wie kon vooraf sê wat gebeur het? Laat hulle getuies bring, dat die hulle saak bewys, en die wat luister kan sê, dit is waar. Israel, julle is my getuies, sê die Here, en ook my dienaar wat ek uitverkies het, sodat julle my kan ken, en in my kan glo, en kan besef dat ek die Here is. Voor my was daar geen God nie, en na my sal daar ook nie een wees nie. Ek is die Here, buiten my is daar geen redder nie. Ek het die redding aangekondig. Ek het gered en dit laat verkondig. Ek, nie 'n ander God onder julle nie. Julle is my getuies, sê die Here, en ek is God. Ook hierna is ek nog God. Uit my mag kan niemand gered word nie. Wat ek doen, kan niemand ongedaan maak nie. So sê die Here, julle verlosser, die Heilige van Israel. Om julle ontwil stuur ek iemand teen Babel en laat ek al sy inwoners, die Galdeërs, vlug by dieselfde skepe waarop hulle vroeër beroem het. Ek is die Here, julle heilige God, die skepper van Israel, julle koning. So sê die Here, hy wat 'n pad gemaak het deur die see, 'n deurgang deur die magtige waters. Hy wat strydwaans en perde laat optrek het, 'n leer op volle sterkte na sy ondergang toe. Hulle kon nie weer opstaan nie. Dit was klaar met hulle. Hulle is soos 'n lampet uitgedoof. Maar moenie net aan die vroeëre dinge dink en by die verlede stil staan nie. Kyk, ek gaan iets nuuts doen. Dit staan op die punt om te gebeur. Julle kan dit al sien kom. Ek maak in die woestyn 'n pad. Ek laat in die droë wêreld riviere ontspring. Die wilde diere sal my vereer, die jakkals en die volstruise, omdat ek water gee in die woestyn, riviere in die droë wêreld, om my volk, my uitverkore volk, se dors te les. Dit is die volk wat ek vir my geskep het, en wat my lof sal verkondig. Ek kom terug om te sê, Tannie Kate het aan die een kant vir ons wil sê, sy het geweet, sy gaan sterf. 3 weke terug. Sy het geweet. En sy het geweet haar saak met die Here is reg. Sy het geweet, sy het behoort aan die Here. Sy het absolute sekerheid van geloof gehad. Maar, sy wil ook hê dat ons besef, die Here sê, ek het jou by jou naam geroep. Jy is myne. Hy verlos, hy red,
want jy is vir hom kosbaar. Wat hy in plek gee is nie lande nie. Wat hy in plek gegee het was sy seun Jesus Christus, wat in jou plek, my plek gesterf het, die prys, volle prys betaal het, sodat jy en ek die ewige lewe kan hê. En ek glo met my hele hart, Tannie wil net weer vir jou en vir my sê, onthou, die Here het jou by jou naam geroep. Jy is myne. Jy is kosbaar. Ek dink ook sy wou sê, met hierdie laaste gedeelte, moenie terugkyk na die verlede nie. Kyk vorentoe. Daar's iets niets besig om te gebeur. En dat sy ook, aan die een kant wou sê, ek weet, my tyd hier op aarde is verby, ek gaan in die ewige lewe in, ek is by almal vir wie ek lief en dierbaar is, wat al reeds gegaan het, sy is daar, vry van haar pyn, vry van alles, dit is alles nuut geword. Maar dat sy ook vir ons wil sê, kyk vorentoe. Moenie terugkyk wat in die verlede is. Kyk vorentoe, want die Here is besig om iets wonderbaarliks te doen. In jou lewe, my lewe, ons lewe, die wêreld. Want ons is kosbaar vir hom. Hy gee vir ons die versekering van sy liefde en sy omgee. Maar hy wil ook hê ons moet fokus op God. Ons moet op hom fokus. Dis waar ons toekoms lê. Dis waar ons vertroosting lê. Dit is waar die ewige lewe ook vir ons vorentoe gaan wees. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U 'n belofte gegee het aan die volk Israel. En vir hulle in ballingskap daai hoop gegee het. 'n Hoop gegee het vir 'n toekoms, 'n nuwe lewe, redding, vryheid. Dankie dat ons kan terugkyk na die groot prys wat U vir ons betaal het, Here Jesus. En ook so vir Tannie en vir een en elkeen van ons vandag hier. Vir een en elkeen in die hele wêreld het U die prys betaal. En U reik uit om te sê, ek het jou by jou naam geroep. En dit is vir ons om op daai roepstem te reageer. En dan die sekerheid te hê, dat ons aan U behoort. Kinders van God. Mede-erfgename van Christus. Dankie dat U daardie hoop en versekering vir Tannie gegee het. Dankie dat U dit vir ons ook bied in hierdie dag. Vertroos een en elkeen. Kinders, kleinkinders, agterkleinkinders, familie, vriende, kollegas. Mense wat saam met haar hier gewoon het. Kom troos een en elkeen. Omvou hulle met U liefde. Vul hulle met die hoop en die vrede wat daar in Christus is en deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Bid dit in Jesus se naam. Amen. En ek kans gee vir die twee mense wat gaan praat, Lenet en dan Elsa. Se amptelike verhouding het begin op 26 Februarie 1983
op die stoep van die NG Kerk in Piet Retief. Dis daar waar sy met my oupa Piet Potgieter getroud is. Ons het mekaar se hande gevat, daar voor die kerk. Ek was die nuwe oudste kleinkind en sy was die jong, mooi ouma met die rooi hare en die borrellaggie. Dit was ware liefde van dag 1 af. I could not help falling in love with Katie from England. Net daar in She took my hand and my whole life too. Ek glo nog steeds ek was haar favourite. Sy het immer so vir my gesê. Ek kon baie dinge met haar deel en ouma het my so bemoedig en saam met ek en sy gelag oor die dag wat kom. Maar ons weet ook, ouma het die vermoë gehad om vir almal na favourites te laat voel. As sy met jou praat, is jy haar favourite. Ek weet Jesus was ook haar favourite, haar geliefde hemelse vriend en vader met wie sy daagliks tyd spandeer het. Sy het gelewe in sy teenwoordigheid, waar alles beter word. Psalm 16 vers 11 is sprekend van ouma Kate se verhouding met Jesus. You make known to me the path of life. In your presence there's fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore. Ek het die voorreg gehad om laasweek 'n paar ure langs ouma se sterfbed deur te bring. Die feit dat Jesus haar met oop arms ingewag het in die hemel, het ons beter gemaak, dit het die almal uit die onafwendbare dood uitgeneem. My uitdaging aan elkeen hier vandag is leef in Jesus se teenwoordigheid soos ouma Kate, sodat ook jy die pleasures forevermore waarvan Psalm 16 praat, sal kan ervaar. Lord Jesus, take my hand, take my whole life too, for I can't stop falling in love with you. Dankie Lenet. Ek was ook al fyn. En ek dink jy so baie van ons is nie waar ek dit sê. Ek is net veronderstel om dankies te sê, maar ek is my ouma se kind, so ek gaan 'n bietjie meer sê. Die hele week sit hierdie reeltjie van Mary Oliver se The Summer's Day in my kop vas. What will you do with this one wild and precious life? En dit my die hele tyd dit laat dink aan. Sy het gekies om te lag. Sy het gekies om te vergewe. Sy het gekies om dankbaar te wees. Sy het gekies om lief te wees vir die mense om haar. Sy het gekies om die mooi in ander te sien. Sy het gekies om te bid vir ons. Sy het vir ons almal gebid, elke dag. En sy het gekies om tyd met die Here te spandeer. Ek onthou as al die niggies en neefies daar afgelaai is in vakansies, ek weet nie sy het gedoen nie, dan is dit van Edens vir res almal. Dan wil ons net by ouma wees, want sy is so vol liefde, sy is so warm, ons wou net by haar wees. So ek sê gisterond vir Manie, ek weet nie of sy regtig so lank vir stilte tyd hou en of sy eintlik net probeer ontsnap het vir ons. Want haar tyd met die Here was spesiaal. Sy het haar uur afgeboek. Sy was in die netjies se sitkamer waar ons nooit mag wees nie en jy kon haar nie pla nie. Dit is haar tyd met die Here. So sy het gekies om tyd te spandeer met die Here. En hoe alles het sy gekies om lief te wees vir die Hemelse Vader. So ja, ons weet wat sy is. Ek bly sukkel 'n bietjie van haar hemel wat met ons deel. En sy was al lank haar gekies. Maar nou vir die actual dankies. Eerstens vir die Roodepoort Sentrum van Bejaardes. En hierdie dankies is ook namens my ma en tannie Didi. Vir al die personeel van Sentrum 1 en 2. Dankie dat julle lief was vir haar. Dankie dat julle
haar kon manage, want sy was wild and precious, met al haar dinge. Dankie vir mevrou Dorfling, vir Ria, vir die kantoorpersoneel, vir kombuis, maintenance, die skoonmakers, en dan vir die carers. Ek weet nie of die carers hier is nie, maar my ma het laasweek gesê, want ons het ervaar hoe dit gaan daar in Vrouwtjie. Dit is 'n wille plek hoor. En my ma het gesê, sy hoop eendag, wanneer hierdie fantastiese carers oud is, dat hulle mense soos hulle het, wat hulle kyk. Want die liefde waarmee hulle na die mense hier kyk, en die dignity waarmee hulle na hulle kyk, is regtig spesiaal. So vir die Roodepoort van die jaar is baie dankie, en dankie dat julle haar huis was, want dit is hoe sy het gesien het. Vir die Joburg Surgical Hospital, vir 3 opnames en versorging hierdie jaar, baie dankie. Vir Dr. Kilian en Dr. Willemse, vir Wilra Park Apteek, vir al Jana, wat so baie keer gehelp het, vir Afpop, dankie vir julle redings ook, en vir die deernis waarmee julle ons gehelp het deur die proses, vir Lenet en Frikkie, dankie vir julle besoeke, en vir al die liefde, vir my ma en tannie Didi en vir my ouma, vir Sanet, vir die kuiers en die omgee, Kobus en die stel, selfde, ek weet altyd as Kobus kom kuier het, dan is daar te veel kos, dan is daar die yskassie sukkel, so dankie vir dit ook. Vir tannie Stel, en al die mense van die Roodepoort Sentrum vir Bejaardes, vir julle liefde vir haar terwyl sy hier was, vir al haar vriende hier. Julle het haar laat belong hier so. Sy was vir 2 jaar hier en hierdie was haar huis. Sy was lief vir julle en dit was wel lekker. So dankie vir julle almal vir die stel. Dankie dat julle hierdie haar huis gemaak. Vir al die vriende wat ons as familie omvou het met liefde, vir al die gebede en vir al die troos. Dankie ook vir almal wat van ver af gekom het. Ek is seker, sy sou dit waardeer, sy sou gegiggel het, soos wat sy doen. Dis die klank wat by my bly, daai giggel van haar, wat net so borrel. Sy sou definitief nie gesit het oor iets, want sy kon die humor en alles sien. So, en dankie vir julle almal wat hier is vandag. En dan die grootste dankie is vir tannie Didi en my ma. Dankie vir, en jy sien daar in die vrouwtjie, dankie dat julle daar was vir hulle. Tannie Didi, as my ma daar voor optel, dan sê jy, dan help jy mama vir die hare doen en die naels, want haar hare is donderdag afkoos gedoen, want mens moet goed lyk. En my ma het haar naels kom doen, vrydag. Obviously. Dankie vir al daai, en dankie dat julle net so lief was en so mooi na gekyk het. So, ek weet nie rarig wat om daar te sê nie. En dankie vir julle almal wat hier is. Gad gaan ons nou, en dankie vir Gad wat vir ons mooi musiek gaan maak nou. So hy gaan vir ons bietjie musiek speel, en as die draers dan vir almal kan uitvat, en dan kan ons almal van mekaar kom vir lekker kuier. Dat die draers nou vorentoe sukkel. En dan vra ek net vir julle almal dat julle net wag dat die draers uitgaan en dat hulle verby in die gangetjie kan verbykom saam met die familie, en dan dat julle dan volg tot by die motor. Daar gaan ons afsluit met die seënbede.
vir julle die geleentheid gee om van hierdie blare op die kus te kom kring. As almal klaar is, gaan ek die seënbede vir julle een en elkeen uitspreek. Ons ontvang die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Heer sal tot jou redding kom
en jou genadig wees. Die Heer sal jou gebed verhoor en jou sy vrede gee. Die genade van ons Here, die liefde van ons Vader, die gemeenskap met sy Gees, is met jou vir ewig. Amen. Hy is met jou vir ewig. Amen. Mense gaan nou almal na die saal toe. Daar gaan ons bymekaar kom, kuier lekker saam en geniet van die verversings daar.